Julle, vandag het ek die ongelooflike voorreg om met Carlo Smits van Design Biologics te gesels en hulle het 'n stewige projek wat eersdaags afskop. Carlo, baie welkom by In en Om Suid-Afrika en with no further ado, laat ek nie vir die mense sê wat julle beplan nie, sê jy vir my wat julle beplan. Môre Natasha, baie dankie vir die tyd wat jy gemaak het om met ons te gesels. Jong, ons gaan met jetskies om Suid-Afrikaanse kus, om die hele Suid-Afrikaanse kus ry. Ons is 4 manne, 4 vriende wat besluit het om hierdie tog aan te vat. En alles ten bate van boere se geestesgesondheid. Ja, it is a tall order, maar wat het jou en julle as 'n groepie geïnspireer om hierdie projek af te skop? So ek dink Natasha, om te begin, ons by Design Biologics wat enstof vervaardig, praat baie met die boere, ons is op boere daar baie betrokke. En ek dink so 'n jaar terug het ek begin agterkom hoe die boere kry ongelooflik swaar geestelik. Jy weet die droogtes, die back and claw wat deurkom, die voëlgriep wat deurkom, die kyk regdeur van 'n skaapboer tot 'n saaiboer kry swaar tans in ons land met alles wat gebeur. En ja, toe het ek en 'n vriend begin gesels, ek en Roan by UB Leisure, en toe sê hy maar sy kliënte is ook boere, jy weet, hulle koop motorfietsse en goed vir die plaas daar by hulle. En hulle het ook besef hoor, maar dit affekteer hulle net soveel, jy weet, nie net in besigheid nie, maar dit is sleg om te hoor dat dit nie goed gaan met ons boere nie. Ja. En toe besluit ons maar kom ons begin iets, ons begin 'n challenge, ons wil mense bewus maak van die boere se geestesgesondheid. En ek dink toe hierdie ding net begin rol en ja, dis waar ons nou staan. So ons het hierdie journey nie aangepak ligtelik nie. Ek dink dit is dit is vir ons belangrik om dat die mense besef, maar wat gaan aan met ons boere? Waar gaan hulle? Ja, ons hoor van droogte en ons hoor van back and claw, maar verstaan ons elke dag wat gebeur in hierdie boere se koppe en harte? Ja. Ja, en hierdie is dan nou soos wat jy sê, dit is 'n bewusmakingsveld tog. En jy het nou op jouself onderneem om julle begrotings en julle liggame op die spel te sit wanneer dit nou kom by die bewusmaking wat eintlik so tipies is van dit wat boere doen hè. Hulle sit hulle begroting daar in die grond en met die hoop dat alles gaan goed uitdraai vir die volgende jaar se oes of wanneer die vee na die abattoir toe moet gaan. Jy weet, so dit is vir my so 'n bietjie sin speel vir my op dit wat julle dan nou eintlik wil bereik is om te sê, jy's ouens, as hierdie mense nie kan werk nie, kan niemand van ons eet op die einde van die dag nie, nê? 100%. Ehm Ja. So dit was nou die pivotal point. Daar's swaar kry aan die een kant, daar's bewusmaking. So ek glo as 'n man besef jy en jy weet, julle praat nie so maklik soos vrouens nie. Wat wil julle bereik? Wil julle hê boere moet meer met mekaar bereik of as hulle nou op moedverloor se vlakte sit, wat sal die ideale uitkoms wees? En wie kan hulle kontak as jy net so uit die face uit kan sê wat omdat mans nie so maklik praat nie, wat kan hulle doen? Ja, presies. Natasha, ek dink mans en vrouens deesdae wat boer. Kyk, dis 'n geharde klomp mense boere. So vir my dis baie moeilik om te sê en geestesgesondheid is so 'n moeilike onderwerp, maar ek is gesê dat die ouens kom uit by jou boere, gaan vra hoe dit met hulle gaan. Praat diep met hulle. Jy weet, die kampvuurgesprekke en om die vuur, braaivleisvuur is belangrik en ook goed, maar hoor genuen hoe dit met die ouens gaan. Waar kan jy help? Waar kan jy net inskakel om 'n koffie drink by die ouens? Ek dink dit is vir my van samegemeenskap bou wat ek dink dis stap nommer 1. En dan kan hy ook kyk na sielkunde en daai tipe goeders. Maar stap 1 is kom net uit by die ouens en maak die gesprekke oop. Maak dit makliker vir die om te gesels oor hoe hulle in hulle harte voel en wat aangaan. Want finansies, ja, dis druk, maar dit wat na die tyd gebeur dink ek het 'n groter impak. Ja, sjoe, dit is groot en soos jy sê, dit affekteer eintlik almal, mans en vrouens en Ja. ek moet sê ek het nou verkeerdeliks eintlik aan die begin heeltyd van mansboere en jy het dit eintlik mooi Ja. reggestel Nee. dat deesdae baie vroue wat ook boer. So Ja. dit gaan wyd en ek dink die persepsie daar is omdat hulle gehard is en omdat die industrie gehard is, word daar van hulle verwag om
hard ag te wees. om hard te wees, Mm. nie oop te maak nie. So as ek dink, as 'n mens daai barrier kan breek om net te sê, op die einde van die dag bly ons almal mense en mense is gemaak vir interaksie en vir gesprekke. So ek dink dit wat julle doen is fantasties. So dit is die doel waarvoor julle dit doen, maar julle gaan ongeveer so 3000 kilometer om die Ja, jetskis ry. Sê vir my logisties en voorbereiding, watter tipe jetskis en toerusting gebruik julle om hierdie see? Julle het nou spottenderwys voor die tyd verwys. Ag man, dis 'n dam. Dit is die see. ja, Wat is die logistics en die voorbereiding? ja. Ek dink nommer 1, ek dink is mens moet nie te veel ligtelik vat nie. Ons almal verstaan en weet dit, maar dis regtig ons hoof dryf van hierdie om te sê by die as dit 'n slegte dag is, dan gaan ons nie uit nie. As dit 'n goeie dag is, dan gaan ons aan met ons veldtog. Maar ja, ons is vier vriende soos ek genoem het wat dit gaan doen en ons ry met Sea-Doo jetskis. Ons ry met verskillende jetskis, maar dis alles avontuur jetskis. So hulle het groter brandstoftanks in en hulle is bietjie meer stabiel op die see. Ja, Sea-Doo het 'n ongelooflike reeks jetskis vervaardig en ja, ons gaan hulle bietjie op die toets sit. En so dis die logistieke kant rondom dit. Ons het die ding waar ek die meeste ek sê nie bekommerdste is nie, is ekskuus, kan jy my hoor? Ek het jou verloor by die gedeelte waar jy sê die ding waaroor jy Okay. Ja, ja. wat 'n challenge vir ons gaan wees is ons het geen backup voertuie nie. So ons het niemand wat saam ons ry kus langs om jy weet as jy daar aankom wat vir jou daarom net 'n warm baadjie kan gee of vir jou net jou kan help met goed wat gebreek het dalk nie of so nie so. Maar die rede hoekom ons dit so doen is want die boer weet nie wat die dag van môre inhou nie. Verstaan? Die boer weet nie wat die weer gaan doen môre nie. Die boer weet nie wat gaan gebeur met sy oes of 'n plaag deurkom of wat gebeur nie. So dis hoekom ons besluit het om dit sonder enige hulp te doen. En ek dink dis ons grootste challenge, is om daai jetskis in die middag of in die aande as ons uit is in die see uit ver genoeg uit te trek, dat die branders hulle nie weer invat nie en die gety. So daar het ons bietjie van 'n logistieke probleem, maar ek weet ons sal dit maak. Ons sal dit maak werk. Julle sal soos hulle sê boer maak 'n plan. Ehm wat ek wil gou by jou hoor fisies. Het julle voorberei? Ek weet van julle is bietjie Ja. redelik avontuurlustig en so aan. Moet jy jou liggaam en jou kop ook voorberei vir die journey? Ja, definitief. Ons het al 4 van ons is op oefenprogramme vir die afgelope maand en ja, die almal al 4 van ons is soos ek genoem het avontuurlustig. Roan Jordan, die een vriend wat saam gaan, hy het nou al 'n paar keer die Ironman gedoen en Lawrence Mahoney is 'n baie bekende motorfietsryer uit en Henry Libbe, hy het al 'n klomp avonture aangepak. So ek dink ons almal se koppe is reg. Maar die fisiese gaan wel 'n challenge wees. Ek het 'n bietjie met mense gesels wat reeds al 'n paar dae op 'n jetski was en hulle sê jou bene raak veral moeg. Jy kry rash en jy kan nie sit nie want jou lare gaan dit nie hou nie. So ek dink jy kan voorberei soos wat jy wil, maar die see gaan maar bepaal hoe voorberei jy gaan wees. Sjoe. Ek is bly ek's nie een van julle se ma vrou nie. Ehm Ja. Hoorie so dan, wil ek by jou hoor, wanneer dit by die geestesgesondheid van die boere kom, wat is dit wat julle tans ervaar dat julle so groot veldtog loods? Ek weet jy het nou aanvanklik gesê, dat hulle nie noodwendig praat nie of dit bietjie naby aan die hart hou en so aan. Maar wanneer julle as Design Biologics byvoorbeeld op boere daar kom, maak hulle daarso wel oop. Ek weet dit is nie 'n one-on-one nie en jy wil juis nie daarso vulnerable wees nie, maar in die afgelope 20, 30 jaar is daar 'n bietjie 'n toename waar die sluier bietjie afsak omdat geestesgesondheid bietjie meer oor gepraat word? Nee, definitief. Ek dink Natasha wat dit lekker maak vir ons is nou al 33 jaar oud die besigheid. So ons het regtig kliënte wat al jare en jare saam ons op pad stap. So ons het al daai verhouding gebou.
dat die ouens vir jou kan sê oor die som, maar dis hoe dit gaan, dis wat ek ervaar, dis wat ons sien op die plaas. Vir ons vir enstofontwikkeling moet ons baie op die plase kom. So ons het 'n goeie gevoel van waar staan die boere, waar is hulle harte, en ek dink dit het net bygedra en dit net meer en meer vir ons basies onderstreep oor hoe hierdie bewusmaking vir ons belangrik raak. Sjoe. Ja, ja, ek dink dit is fantasties. En dan nou, julle het nou al bietjie media blootstelling begin kry. Wat is die boere se terugvoer op dit wat julle wil doen? Nee, dis incredible. Ek sal vir jou die bietjie screenshots aanstuur ook, maar die mense ondersteun ons so erg en dit is eintlik baie sleg hoe die mense sê hoorie, maar my man het selfmoord gepleeg in 2021 of hierdie as gevolg van droogte. En ek dink ons het 'n groepie waar ons nou alles opsit en alles reël en ek post die hele tyd hierdie getuienisse wat daar opkom en ek dink dit maak net die veldtog soveel meer reël as ek die Engelse woord kan gebruik, maar die mense is die boodskappe wat ons kry, die dankies wat ons kry, jy weet dis groot en dis nie hoekom ons dit doen nie. Ons doen dit nie vir 'n dankie nie, maar ek dink net ek dink die mense begin te verstaan dat dis nie 'n lekker, dit gaan nie lekker wees nie. Ek weet om 16 dae op 'n jetski te wees. Die eerste 3 dae gaan dalk lekker wees, maar daar's 'n komponent van suffer in en ek dink dis wat ons wil doen. Ons wil onsself challenge om onsself bietjie in 'n boer se posisie te sit, geestelik en fisies. Sê hoorie so, maar kom ons kyk of ons dit kan maak en ons is nie so taai soos 'n boer nie en dis waar ons gaan onsself vir 16 dae deur so iets sit, maar ek toe 'n boer sit homself elke dag in hierdie posisie. Ja, ja. Okay. Nou doen julle dit is gekoppel aan hierdie ongelooflike campaign, kan jy dit nou maar sê, veldtog om bewusmaking te skep, maar nietemin julle gaan julle liggame op die spel sit. Prakties. Julle het nou nie iemand op die grond of drones of iets wat julle nou gaan dophou en so aan nie, maar julle het kommunikasie, is ek reg? Ja, ons het kommunikasie, ons het radio's, ons praat elke dag met die NSRI, waar ek baie dankbaar is, die mense van die NSRI is regtig ons baie goed gesind. Ons het 'n satellietfoon tussen ons 4 jetskis en dan het ons tracking devices ook. Ons het hulle kan ons kan volg. Ek sal vir jou daai links en alles kan hulle op ons sosiale media platforms ook kry. So dit word tans vandag geïnstalleer en ja, so die mense gaan ons kan volg en jy kan ons kan sien waar ons trek. En dan gaan ons ook daaglikse update video's doen. So ons stuur die daar waar ons sy net wil ek die video's stuur na span toe hier so in Pretoria en hulle gaan dit vir ons mooi edit en dit dan opsit en dan so kan die mense ons volg om te sien waar trek ons en waarmee ons besig is. En as julle nou weet, soos ek sê, ek verstaan nie heeltemal die journey nie, want ek is ongelukkig nou nie so avontuurlustig met jetskis en goed nie, maar julle gaan dan nou uitkom by sekere dorpe en julle gaan julleself navigeer tot daar. So julle sal nou waarskynlik in die oggend sê, okay, ons is op pad van St Helena Bay na Kaapstad toe. Sal die publiek julle kan groet as dit sal baie lekker wees. Ek dink eerste ding is ons wil so vroeg as moontlik in die oggende, eerste lig wil ons op die see wees. So dit is vir ons belangrik want dan is die see baie keer op sy kalmste. Hier teen die middag teen 2 uur kom die wind op, dan wil ons probeer van die see af wees, maar dit hang als af van die weer. So dit is 'n baie moeilike bepalende faktor, maar wat ons gedink het is ons het so 'n bietjie van 'n lyn uitgewerk oor waar ons wil kom elke dag, maar weer eens die weer gaan dit bepaal. Ja. En ja, definitief ons wil met die publiek gesels as ons daar kom en definitief ons het 'n paar radiostasies so teen die kus af opgelyn met ons onderhoude gaan voer. En ja, as die boere wil kom en kom hallo sê en vir ons 'n koue water bring, sal dit definitief waardeer word. Okay, fantasties. Ons sal dan ook hierdie reis van julle op al ons in en om blaaie gooi. Ons het ook nogals in en om Weskus is ook daar so in Moederstad en so ek is seker van ons eie spanlede sal ook sorg dat julle ietsie kouds kry of ietsie warms kry as die water te koud was. So Carlo van in en om se kant af wil ons net vir julle sê baie dankie vir dit wat julle vir die boere doen, maar op groter skaal dankie wat julle vir Suid-Afrika doen en dan op groter skaal ons weet ons het van die ongelooflikste uitvoerprodukte wanneer dit by landbouprodukte kom. So eintlik wil ons vir julle sê dankie vir dit wat julle vir die wêreld doen. En elke keer as 'n mens 'n impak in een persoon se lewe kan maak, was dit
was iets die moeite werd geweest. En as een persoon 2 keer dink voor hulle iets drasties doen, dan was hierdie projek wat julle aangepak het absoluut die moeite werd. So daarvoor wil ons net vir julle sê, ons sal eer julle, ons wens julle sterkte toe, ons sal vir julle bid op hierdie reis wat julle gaan en ons sal ook Baie dankie. ver dit vir ons moontlik is, bewusmaking skep van waar julle is in die aand, waar gaan julle dalk, waar beplan julle om uit te kom die volgende dag. En ja, mag dit van krag tot krag gaan en mag hierdie net die begin van 'n beweging wees van geestesgesondheid vir die boere en wie weet wat hou die toekoms in. Baie dankie Natasha en dankie vir elke liewe boer in ons land. Absoluut. Carlo, alles wat mooi is en ons will see you on the flip side. Definitief, sien julle op die water. Dankie hoor. Mooi dag. Tata. Bye.